JBH Agri op Nampo 2026. Ons kyk 'n bietjie wat dit laal is hier op die stand, nee. As jy snaaks so goed op jou plaas wil aanvang, hulle gaan jou redelik kan help. Van voermengers af. Jy weet tot as jy 'n klein stukkie grond daar wil deurtrek, nee. Tipwans, die hele lot. Pieter gaan my meer vertel. Kom ons luister. Pieter, hoe lyk dit? Goed jy my vriend. Nee, wat? Die dinge loop. Ja nee, nog 'n jaar, nog 'n Nampo. Praat jy, nee. Ek sê nou vandag, kyk ek sê bly Suid-Afrika se weer is terug, nee, want hierdie Europese besigheid het nie vir my gewerk nie. Ja my vriend, dit is waar die mooi saagsels vandaan kom, jy weet. Ons het so goeie 100 sakkies hier ingekry sodat ons dit daarom net bietjie aanneemlik kan kry vir al ons gewaardeerde kliënte. Die manne net ten minste kan loop, nee. Ja, dis 'n uitdaging my vriend. Sê gou vir my JBH Agri, nee. Julle uitgangspunt in die lewe, kom ons begin daarso, nee. Ek wil sommer net gou so vinnig, want ek wil amper sê dis 'n besigheid wat so uit die behoefte van die boerdery uit semi-gebore is, nee. Dit is 100% so, jy weet, die passie, die alledaagse uitdagings en dit is waar ons tot ons produkreeks ook gekom het, jy weet. Dit is natuurlik vir ons altyd belangrik. Jy weet, ons is lankal nie net nog 'n markspeler nie. Jy weet, nou die dag gesê, jy weet, ons het 'n goedkoop trekkertjie en is lankal eintlik nie meer 'n goedkoop trekkertjie nie. Ek hou baie meer daarvan om te sê dat dit uit en uit 'n waarde toevoeging tot 'n boerdery is, maar ek wil daarom net ook sê ons is vandag op hemelvaart ook, so ek wil dit ook om net inbring en sê so hou dit ons almal op die knieë. Jy weet, en dit is vir ons 'n voorreg om te kan deel wees van die boerdery. Jy sê eintlik 'n waar ding, mense is geneig om die goed gaan so vinnig verby 'n mens, nê. Nee. Ja. En laat jy geneig is om te vergeet van daai en ons kyk so vas in die klomp goed wat op hierdie stadium skeef is en die wind wat van voor af kom en daai, nê. Nee. Ons vergeet die goed wat regloop. Ja, nee. ja. Want dit kan altyd erger. Daar's altyd nog 'n ding wat kan verkeerd loop en al daai goeters, nê. Nee. En jy weet soos nou wat jy praat van hemelvaart, toe besef ek nou net wie ons het eintlik nog soveel om regtig voor dankbaar te wees. Ja, absoluut. Jy weet vir my, jy weet en ek dink vir elke boer wat in die boerdery is, jy weet ons almal raak deur die omstandighede geraak en ons almal is geneig om negatief te raak, jy weet. Maar die uitgangspunt wat ek wil bring is almal wil vir jou elke dag vertel wat nuut is. Ek wil vandag vir jou sê wat dieselfde is. Ja. Jy weet, en dieselfde by ons is kwaliteit produkte, gegronde mense. Ek wil sê baie bevoorreg om in die landbousektor te kan deelneem. Ek stem 100% saam met jou. En dan dit sê nie daar's nie innovasie nie, nee. Glad nie. Verduidelik my gou 'n bietjie. Kom ons begin sommer hierdie voermengers en dan hardloop ons om so deur. 100. So daar van links af sê hy dis die babietjie, nê. Nee. Ja, dis eintlik ons het nog 'n kleiner enetjie as hy, maar daarso begin ons op die trial version mengertjie. Natuurlik weer eens kwaliteit is die drie dinge wat saak maak op enige plaas. Jy weet, ja. So homogeniese mengsel, goed deurgemeng, beter kwaliteit voeding vir jou dier, jy weet, en dit gaan reg deur tot en met die heel grootste menger. Ons is 'n bietjie cramped vir space, ons probeer hard by Nampo nog 'n bietjie spasie kry, so dis hoekom ons net 'n limited produkreeks van Fimax hierso het wat ons vandag uitstal vir julle. Solank ek kan sien hoe dik die staal is, dis wat belangrik is, ja. Nee. Nie altyd net hoe dik nie, maar die kwaliteit ook. Definitief. Okay, en dan julle kelvoer waar? Like it? Daai is 'n maneurspredertjie. Maneurspreder. Ja, 5 tonnetjie. Ons gaan nie baie kelvoer op baie wandjie kry nie, nee. Ja, nee. Ja, dit sal neek. Okay, maneurspreder, right? Ja. En dan wat ek dink hierdie jaar is een van daai wat ek maar daai ou mishoop moet nader trek, nee. Verseker. Ek het eendag met 'n baie goeie kliënt van my gepraat en hy het vir my gesê toe hy agterkom wat die waarde in sy hoendermis op sy land is, het hy daarvan af besluit om nie meer hoendermis te verkoop nie. Jy weet, so ek stem saam mee. Wat jy elke keer kan doen is ek wil amper sê gooi hulle op 'n hoop, ja, berry hulle nee. Jare soos hierdie dag haal jy vir hulle. Nee, verseker. Okay, dan ook, ek meen hierso is nou
case in point, nee. Kyk nou hoe oulik is julle hierso, nee. Vertikale integrasie waarvan ons praat, dat jy net jou eie goed nog kan hou, balrapper, nee, is ek reg? Ja. En dan langsom jou kuilvoer kerber, soos jy op klein skaal, jy weet daai beeste wat jy wil afrond. As julle sê julle het 'n klein voerkraaltjie daar by julle en is hierdie tipe tools wat julle gebruik om hulle deur te trek. 100%. En weer eens, ons het 2 van hulle, gebruik hulle self elke dag. Jy sien, nee. En dan die nuwe toevoegingkie is die tolsnyertjie, Ja, ook van Vimax. En die hele Vimax reeks, die hele Vimax reeks het alles te doen met dieregesondheid, dierevoeding en om 'n dier te kry tot waar hy waarde toevoeg tot elke boerdery. so vir hulle gaan dit oor legit daai, luister jy, hoe vat jy jou graanproduk in watse vorm of aard ook al, of gras of whatever, en kry hom deur tot by die dier. Absoluut. Uitstekend. Okay, en dan, hier's 'n cool ding. Wag, wat's die? Hamermelkie. Ja, Ja. so dan kap ek hom net lekker gou hier vinnig, drrrt, sakkie onder, dan. Net so my vriend. Ja, Baie cool. presies net so. Dog julle is in die landboubedryf, nou het jy, wag, ek weet, dis 'n saaddipper. Ja, onthou, ek dink baie ouens en ek het nou die dag nogal gedink om wanneer ek en jy gesels om terug te kom oor simplicity toe. Jy weet, ek dink ons probeer altyd besigheid vestig en so deel raak van die plaas. Jy weet dat hierdie eintlik 'n baie belangrike ding is. Jy weet, hoe beter jou hoekpaal geplant is. Jy weet, hoe langer staan hy. Presies. En hoe beter kwaliteit produk ons lewer, hoe langer is ons deel van die boer se besluit. En hoe werk dit? Letterlik wat? 3 punt. 3 punt? Ja, Pietie oukie, so daai 35 Xie of daai 45 VI'tjie wat jy op die plaas het en daar gaan ons. Of jy kan, kyk, die taffie is so cheap, ek as jy my taffietjie kry om hom net so vinnig daar rond te sleep, nee. Ja, hak op die 3 punt. Dis goedkoper as om vir jou 'n proper sementmixer te koop. Ja, en ons maak dit nog veel maklik. Ons gee nog veel hidroliese tip aksietjie ook op hom. Yes, dit. Hey, laat sulke breins nou moet vrot. Nee. Dis awesome. Ja. So, hierso is een van my kandidate vir die produk van die jaar op Nampo. So pas. Nee, maar Jenny nou nee. Ek meen, luister julle het nou fancy saad mixers en I get it, nee. Maar as ek daar langs die land iewers ter gou vinnig whatever ook al, dan kan ek hom ons maar gou agter op die trekker sit en gou sojas mix en klaar. Baie maklik. Ja. En as ek voel hy meng nie goed genoeg nie, nee, dan kan ek hom altyd nog 3 ystertjies inweld daarso, nee. Dan maak ek hom my eie. Ja, patent reg. Jy sien. Ja. Okay, dan julle grondbewerkingstoerusting. Ja. Meer vir die kleiner tipe trekkers, nee. Behalwe daai ding jy gaan nog steeds kilowatte nodig hê. Ja, nee, absoluut, ja. So dit is weer eens om te wys dat ons kuiter vir enige ou. Jy weet, en dis nie one, hoe kan ek nou maar sê, fits all nie. Jy weet, so dit wys net dat elke kliënt vir ons belangrik is. Jy weet, of dit die kliënt is wat klein plooitjie werk, jy weet, en dit is 'n hobby doen, tot jou kommersiële ou wat bydra tot die land se groter ekonomie. Ek kry sulke styftrekkings as ek hierdie goed sien, nee. 'n wondertiller en ek, nee. Die aantal hektare wat ek op so 'n klein trekkertjie met 'n wondertiller spandeer het, nee, en die son vir my gebrand het, nee. Maar ek moet sê dit het jou gevorm. Luister jy joke, nee. Ek het 'n love-hate relationship met hierdie goed. Nee. Ja, nee, dit is en tog al so eenvoudig, maar tog so belangrik. So eenvoudig, so effektief. Jy weet wat ons gesien het, 'n simpel voorbeeld. Ek praat hom sommer net, nee. Ons het op die rippers, as dit nou rip, dan toe gaan ons net wil 'n bewerking uitskakel, nee. Ons koringplant, nee, ripper en die roller agterna. En toe het ons 1 jaar net so koring geplant. Ons is 1,5 ton af gewees. Versus as ons nog 'n bewerking insit met hom net oor 'n vaste saadbed. Ja. Nee. Ja. En ek dink dis baie keer, weet veral op die droëlande daai goeders is 'n simpel klein goedkoop dingetjie en dis die ding wat maak dat daai ding actually vir jou deurtrek. Absoluut. En 'n interessante ding en ek meen dis nou baie
implement hierdie. Maar 'n groot geheim van hom is jou diepte van werk en wanneer jy werk op jou onkruid ook. En baie van ons is te lief om ons konkruit te groot te laat raak. Yes. Jy weet, so en dan begin ons daar baie inboek. Dan moet ons daai ene gaan nou. Ja, nee, dan raak dit moeilik, jy weet. In 'n slim boer het eendag vir my gesê, Pieter, onthou altyd, 'n liter diesel sal altyd goedkoper wees as 'n liter gif, jy weet. So ons kan nog nie daai heel uitskakel nie. Nee, ek is met jou. Okay, en dan lekker offset hierso. Ja. En hy lyk of hy daarom gebou is om te penetreer, nê. Ja, nee, hulle doen vir ons verskriklik Nou, goed. Waar's my Hakel dat ek my trekkergewigte kan opsit. Jy weet mos, ek weet altyd beter. Ek modify jou kies jou. Ek hoor. Maar nee, net vir interessantheid. Ek neem aan hy swaar genoeg, hy penetreer, hy gaan mooi in. Ja, kyk, soos hierdie is 'n medium duty, so jy gaan hierso so omtrent kyk na so rondom 55 kg per skottel. Ja. Jy weet, so dit is weer eens vir jou medium raam boerdery as ek dit so kan noem. Maar ons het totaal op hulle, jy glo dit of nie, 'n roller vir sommige van ons kliënte agterop gemonteer, jy weet, wat sommer daarso dit net so 'n bietjie meer gelyk agter ook wil hê. Maar jy weet, hierdie is ook die perfekte ding om brandpaaie mee te dis en daai goeders net. Absoluut. Ek is bietjie jammer vir daai groot dis van my. Daai tipe van goeders mee te doen. En dit wat jy nou sê, jy weet, het ek vir kliënte al presies dieselfde gedoen dan sit ons vir hom gehapte skottels agter ook op. Ja. Jy weet, en jy sal nie glo hoe goed werk dit eintlik nie, jy weet, dit werk regtig baie. Maar ek het vir jou slegte nuus. As ek hy dis so kyk, voel ek nie vir hom jammer nie, hy gaan werk, pap. Ja, jy weet, en dit is ons uitgangspunt op ons taffietjies ook, jy weet. Veral daai werk waarvoor jy te jammer is om jou ander trekker te gebruik, jy weet. Dan gebruik jy hierdie taffietjie. Uitstekend. Okay, right. So okay, ripper, nie te lank by hom stil staan nie. Dis net jou vir die van julle wat nog 'n V-shape ripper soek en nie klippe het nie. Ja. Ek sien sy trip aksie gaan vir jou duur uitwerk. Heel wat, veral as hierdie breekboude te styf vas. Okay, skottelploeg. Ou staatmaker, nog net soos altyd. En dan 'n gewone ploeg ook, one way daarso as jy hom sien en dan 'n mulcher. Ruitenwyter dan my. Oei. Ek het my nuwe kamera, nê. Nee. Ons is nog besig om mekaar te vind hier op Nampo. Ja, so. Nee. Ja. En dan het julle 'n paar ander goed, as ons kyk, tapkarre, en die waans met klappe en daai goede. Wat is daai? Aardappelplantertjie. Ek dink is 'n aardappelplanter, maar van wanneer af doen julle aardappelplanters? Dit is 'n ek wil maar sê 'n produkreeks wat ons lank terug gedoen het. En jy sal nie glo nie, die laaste 2 jaar het dit 'n baie groot aanvraag weer geraak. So daar's 'n uithalertjie ook. Ja. Jy weet, kwaliteit is goed. Soos nou as ek nou net 'n halwe pivot wil plant of iets in hierdie koers, dan sit nou die houe wat ek nou toe gaan. Ja, jy sal nie glo in jou rural areas, jy weet, hoe hulle begin fokus op daai kleinskaalse aardappel-ouens nie, jy weet, so. En ons het weer eens betroubaar, ons voer hulle van lankal af van dieselfde supplier af in, jy weet. En dit kom maar weer daarop neer, dit wat ons aan jou verkoop, moet ons daarom op die plaas kan hou ook. Ek sê 'n firefighter? Ja. Right. Spuit. Net so. Valblok. Valblokkie. Selfe half 'n love-hate relationship met die goeders, nee. Geen geval as ons wel getrek het, ons weet, papa. Sê gou vir my. Ja. Wat is daai en ek dis ek vra dit vir al die ouens min en ek bietjie die ding kry. Jaar soos hierdie wat dit rof gaan en al die goeders. Wat sê jy vir die boere sê julle wat self boer, nê? Nee? Wat se raad het jy vir ou wat dalk dink luister hier, dis nou ouers. Dis eintlik amper half 'n emosionele vraag, jy weet, want soos jy sê, ons is self in dit. Maar en ek wil nie dit laat klink asof 'n ou net altyd sê tel net jou kop op en gaan vorentoe nie. Maar ek het 'n gesegde by 'n oom gehoor wat gesê het vorentoe dood, maar agtertoe nooit. Jy weet, so ek dink ons moet gegrond bly, ons moet op ons knieë bly en ons moet begin dankbaar wees vir dit wat ons het en vir dit wat daar nog steeds is. En dit is tog mos nou maar die kenmerk van die Suid-Afrikaanse boer, is hulle vind altyd 'n weg. Jy weet, so en ek is eintlik trots om te kan sê dat ons weer eens kan sê ons neem deel
in die Suid-Afrikaanse landboumark. Uitstekend, Pieter. Ja. Dankie baie. Dankie. Right, soos hy sê, nee. Ons almal help om hierdie hoofstukke te skryf, nee, vir die toekoms, nee. Ek hou van daai besig, nee. Alles is dood vorentoe, ons weet dit nie wanneer nie, nee. Maar agtertoe, nooit nie, nee. So. Right, luister, ek kom draai so by JBH Agri. Hulle het 'n klomp slim planne vir jou, nee, en ordentlike implemente en daai goeders, nee. En al kom jy net om te chat. Ek gaan jou klaar, al laat beter voel. Dis die van Spys af. Tot volgende keer. Groete.